Hallo almal, welkom terug. Vandag wil ek met jou gesels oor iets wat die fundament van die gewigloos leefreis is. Die feit dat jy gees, siel en liggaam is. 1 Tessalonisense 5 vers 23 sê, mag God self, die God van vrede, julle volkome heilig maak. Mag julle gees, siel en liggaam onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Dit wys vir ons dat God se ontwerp nooit gebroken was nie. Dit was nog altyd heel. Van die begin af in Genesis 2 vers 7 sien ons hoe God ons gemaak het. Ons liggame het uit die stof gekom. Ons gees het uit die asem van God gekom. En die resultate was 'n lewende siel, 'n denkende, voelende, besluitnemende wese. Maar hier's die uitdaging. Meeste van ons leef asof een deel belangriker is as die ander. Sommige van ons raak behep met ons liggame. Ander word net deur emosies of logika in die siel gelei. En party probeer leef net uit die gees, maar vergeet dat God ons 'n liggaam en siel gegee het om daardie geeslewe uit te dra. Jy sien, net soos God 3 in 1 is, Vader, Seun en Heilige Gees, so is ons ook 3 in 1, gees, siel en liggaam. Jou gees is die plek waar jy met God verbind. Jou siel is jou verstand, wil en emosies, die sitplek van jou persoonlikheid. Jou liggaam is 'n heilige tempel, die woning van die Heilige Gees. Wanneer ons in belyning leef, met die gees wat lei, die siel wat vernuwe word en die liggaam wat versorg word, begin ons ware vryheid ervaar. Dis wat ek noem gewigloos leef. Hebreërs 4 vers 12 sê dat net God se woord regtig kan onderskei tussen siel en gees. So wanneer dit vaag voel, kan ons die skrif vertrou om ons te wys wat ons lei. 'n Gewiglose lewe beteken nie jy ignoreer jou liggaam of onderdruk jou siel nie. Dit beteken jy leef heel, gees, siel en liggaam, volgens God se ontwerp. So vandag wil ek jou aanmoedig, nooi God in om elke deel van jou in lyn te bring. Vra hom om jou te lei vanuit jou gees, jou siel te vernuwe en jou liggaam te versterk. Laat ons bid. Here, dankie dat U my heel geskape het. Help my om in belyning met U te leef, gees, siel en liggaam. Amen. As dit jou bemoedig het, teken in en deel met iemand wat daaraan herinner moet word dat hulle heel is in Christus.